Vader, dankie dat ons net kan vra dat die Heilige Gees in hierdie oomblik sal doen dit wat net U kan doen. Om in elke een van ons se harte openbaar wat dit is wat U van ons vra. Here, ons kom bevestig in lyn met U woord dat U ons roep met 'n heilige roeping. Ons kom verklaar, Here, dat ons reg is, dat ons hier is, dat ons bereid is om veel vrug te dra. Here, sal U ons asseblief help om te sien wat dit is wat U van ons vra. Here, mag ons vrug dra in die regte seisoen, op die regte oomblik. Vader, mag ons nie terughou nie. Mag ons nie vanweë ons verlede en ons vrese en ons eie tekortkominge vashou aan goed en onsself verskoon dat ons nie vrug dra nie. Here, mag ons vrug gee op die regte tyd. Vader, sal U ons asseblief help, sal U ons wysheid gee deur die Gees, om in hierdie dag te doen wat U van ons vra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil jou aanmoedig vir die woord. Ons word geroep om veel vrug te dra. Mag daar by jou 'n heilige ontevredenheid wees oor waar jy is in jou wandel saam met die Here. Hoe goed dit mag wees, hoe vars dit ook al mag wees, hoe lank dit mag wees, hoe kort dit mag wees, mag daar by jou 'n heilige ontevredenheid wees. Mag jy besig wees om te vra, Vader, wat het U van my nodig? Amen. Blaai asseblief saam na Handelinge hoofstuk 19 toe, en ons gaan gesels oor die doop vanoggend, en baie spesifiek die doop van Christus. Nou, as jy Afrikaans sprekende persoon in Suid-Afrika is, daar is Afrikaans sprekende persone op ander plekke ook, maar as jy in hierdie land groot geword het, dan is jy bekend met die woord doop. Jy behoort baie bekend te wees daarmee. Maar die uitdaging wat ons het, is dat hierdie woord doop beteken vir mense verskillende goed, afhangende van hoe jou groot word konteks lyk. En so, ek het die verantwoordelikheid op my geneem vanoggend om baie seker te maak dat wanneer jy hier uitloop vanoggend, jy sal weet wat beteken die doop. Jy nie daaroor sal wonder nie. En ook, ons praat nie oor groot doop en klein doop nie, ons praat van die doop van Christus. Dis die belangrike een. En in Handelinge 19 kry jy 3 tipes doop, al sommer so by mekaar. En so ek gaan dit gebruik om jou te help verstaan waarvan praat die Bybel as hy praat van doop. En dit is belangrik dat jy dit sal verstaan sodat jy die regte versie op die regte plek sal gebruik. En wil ek ook dit sê, ek is van mening, en dit is net my mening, dat dit baie swak kultuur is om ander gemeentes en denominasies sleg te maak van die kansel af. Ek vind geen sin daarin nie. Dit is vir my belangrik. En so ek praat nie teen 'n denominasie vanoggend nie. Ek praat Bybel met jou, dit wel. En dat dit vir my krities belangrik is dat jy sal weet wat is dit wat die Bybel van jou vra en wat die Bybel vir ons leer oor die doop van Christus. So spring asseblief saam met my in en ons gaan hier deurgaan. En so hy begin so in vers 1. Hy sê, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en hy het in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind. En dit is belangrik, hy sê vir ons in vers 7, dit was net 12 gewees. En so jy moet verstaan, dat hierdie was ongewoon in hierdie tyd. Die kerk in hierdie seisoen was 'n eksponensieel ontploffende kerk. En so, toe hy in Efese kom, en hy vind daar is wel disippels, met ander woorde, daar is reeds ouens wat die evangelie gehoor het. Hulle het reeds Jesus aangeneem, begin Paulus fault finding doen, en vergewe die Engels. Hy begin die fout soek. Hy probeer agterkom, so wat gaan aan die gang. En deur dit te doen, help hy my en jou ook om 'n model neer te sit. So wil jy meer vrug dra, want hier's wat Paulus raak sien, net 12 disippels. In sy hart vra hy die vraag,
Waarom nie nog nie? Hoekom is hy net 12 ouens? Dit is heeltemal ongewoon. En nou begin hy. Hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En so dan sê Paulus, okay, soos hulle dan nou nie die Heilige Gees ontvang het nie, dit is die eerste doop, ons praat van die doping in die Heilige Gees, dis nie dieselfde as die waterdoop nie, dieselfde woord word gebruik, maar dis glad nie dieselfde ding nie. Maar hy gaan dan nou, okay, so dis dan nie, so wat moes aanduiding gegee dat hulle ook die Heilige Gees ontvang het, die vraag dan voor dit, is so met watter doop is julle dan nou gedoop? En hulle antwoord hom, met die doop van Johannes. Liewe gemeentelid, ek wil vir jou sê, dis uiters belangrik dat jy sal weet, dat ons doop nie vandag meer met die doop van Johannes nie. Want die doop van Johannes was wel 'n waterdoop, maar dit was 'n doop in erkentenis dat jy tot bekering gekom het. Dit was eenvoudig 'n getuienis dat jy tot bekering gekom het. Nee, hier is die doop waarmee ons doop. En daarop sê Paulus, Johannes het gedoop met die doop van bekering. En dan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat kom. Dit is Christus Jesus. Dit was 'n geloofsdoop gewees. En toe doen hy dit. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Dit is die doop van Christus. Paulus het ook vir hulle die hande opgelê. En die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met allerlei tale gespreek en hulle het geprofeteer. Dit is doping met die Heilige Gees. Altesaam was hulle omtrent 12 manne. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet raak sien, is dat Paulus, wanneer hy sê so, wat gaan hier aan? Hoekom is hier nie vrug nie? Hoekom gebeur hier nie? Wat gaan hier aan met hierdie 12 manne? En sê so, waar is die Heilige Gees? Liewe gemeente, ek wil jou herinner aan Galasiërs 5 vers 22 wat sê, en die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid en so meer. Is jy op soek na meer vrug in jou lewe? Wil jy reageer op hierdie woord van die Here wat sê, dis belangrik dat ek en jy reg sal vrug dra en ook op die regte tyd sal vrug dra? Dan wil ek vir jou sê, die antwoord is, soek meer van die Heilige Gees. Hoe meer jy van die Heilige Gees ontvang, hoe makliker word die lewe, hoe makliker kan ek en jy vrug dra. Dit is eintlik baie eenvoudig. Nou, ek is nie 'n vreeslike boer nie. Ek is nie eintlik jy's veel van 'n tuinier eintlik, as ek nou baie eerlik kan wees nie. Maar ek weet dit darm, dat wanneer my lemoenboom nie vrug dra nie, dan gaan plak ek nie geprinte lemoene op hom nie. Ja. As daar nie druiwe aan die wingerd hang nie, gaan koop ek die plastikus en ek sellotape hulle vas nie. Ongelukkig is dit so vir baie mense, vir wie dit swaar is om kerk toe te gaan, vir wie dit swaar is om gehoorsaam te wees, is omdat ons nog nie die som gemaak het, dat eintlik moet ek toelaat dat die Heilige Gees beheer neem van my lewe, dan sal daar strome van lewende water hier uit my binneste vloei nie. En so die doop is 'n tree in hierdie pad, in hierdie proses. En so ek gaan met jou net so onder 3 hooftemas, ek wil jou net begelei hierdeur dat jy in jou hart gemaklik is, dat jy sal weet, wat is dit om gedoop te word. So die eerste vraag is, wie moet gedoop word? Wat is die vereistes? Hy sê, hy gee vir ons in Matteus 28:19 hierdie eenvoudige opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en die volgende opdrag, en doop hulle. So daar's hierdie ritme, disippels en dan doop. Doop kom nie voor disippelskap nie. En as jy disippelskap sien as net die leerproses, goed, jy kan gedoop word en dan nog steeds leer, maar as jy disippelskap sien as die oomblik wat jy 'n navolger van Jesus geword het, so dis die vereiste, het jy Jesus gekies, het jy 'n navolger van hom geword? As die antwoord ja is, dan kan jy gedoop word. Kan jy onthou in Handelinge 8, Filippus en die hofdienaar, dan sê hy, so hier's water, wat keer my om gedoop te word? Vers 37 van Handelinge 8, dan sê hy dit, dan sê hy, as jy glo met jou hele hart, dan is dit geoorloof. Kerk, daar is nie katekismes wat jy hoef te leer nie.
Daar is nie so lang lys nie. En dan krities belangrik, jy hoef nog nie perfek te wees in jou wandel saam met die Here nie. Heeltemal te veel kere wanneer ek met ouens praat oor die doop, tel ek hierdie op, dat wanneer ek miskien heilig genoeg is, wanneer ek getrou genoeg is in my kerkbywoning, getrou genoeg is in my tiende, wanneer ek getrou genoeg is in miskien dan kan ek gedoop word. Ek wil vir jou sê, nee, 100 maal nee. Glo jy? En is daar water? Ja, dan kan jy gedoop word. En jy kan ook die voorreg hê om dit te beleef, en ek wil dit vir jou bevestig in Galasiërs 3:27. Hy sê, want julle is almal kinders van God. Hoe sê kinders van God? Deur die geloof in Jesus Christus. So dis hoe ek 'n kind van God word, nê? Ek sit my geloof in Jesus Christus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. En nou hierdie is belangrik, dat jy nie hierdie mis nie. Ons beklee ons nie met Christus tydens die doop nie. Ons beklee ons met Christus, daarom word ons gedoop. Wanneer jy begrafnis gaan hou, die persoon sterf nie by die graf nie, reg? Hy het reeds gesterf en daarom hou ons begrafnis. Die doop is 'n celebration, is 'n viering van iemand wat oorlede is. En daai iemand is die ou self, is jou vlees. En so, ek kom in Christus, deur my geloof in hom te sit. So met my hart glo ek, met my mond bely ek, dan is ek in Christus, as ek dit regtig doen. Nie as ek 'n rympie opsê nie. Julle is gemaklik. Julle weet waarvan ek praat. Jy kan nie reageer op 'n uitnodiging, 'n gebed agter 'n pastoor aanbid, en jou lewe verander nooit nie, en dink dat jy is in Christus nie. Weet jy hoe lyk hulle wat in Christus is? Is maklik, jy kan gaan kyk, hang lemoene. Hulle is aan die boom. Hy boom dra vrug. So ek weet wat so boom jy is, want toe ek gepluk het daar, toe het ek gehap en dit was vir my lekker gewees. Jy sien, jy dra ook vrug vir die mense om jou. En so hoor mooi, daar is nie ander vereistes nie. Die vereiste is, glo jy? As die antwoord ja is, kan jy gedoop word. As jy in Christus Jesus is, kan ons ook die begrafnis vier van die ou self. Hoekom word ons gedoop? Romeine 6 vers 3. Hy sê, of weet julle nie, nou hier is die doop van Christus, nee, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Net soos Christus uit die dood uit opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Ek gaan dit gou vir jou mooi verduidelik, want ek sukkel om dit te lees. Die verskil tussen die doop van Johannes en die doop van Christus is dat Johannes is 'n geloofsdoop, 'n bekeringsdoop vir die een wat kom. Die doop van Christus is wanneer ek identifiseer met die fisiese dood van Christus. So Christus is gedoop met die doop van Johannes in die begin van sy bediening. Maar die doop van Christus is toe hy sy lewe neergelê het vir my en vir jou. En wanneer ek gedoop word, en die manne wat ons nou gaan doop, ek identifiseer met die kruis. Ek sê ek het klaar vir myself geleef. Ek het klaar uit my vlees uit geleef. Ek identifiseer met die kruis. Die ou self is dood. Daarom kan ek ook saam met hom verheerlik word, dis wat Romeine 6 sê. Kan ek jou iets vertel? Die rede waarom baie mense sukkel om in hierdie nuwe lewe te wandel, waarom baie mense sukkel om regtig hierdie heerlikheid te belewe daar in Christus Jesus is omdat baie mense nie wil sterf vir die ou self nie. Weet jy wie is die ou self? My vlees. Wie is my vlees? My siel, my wil, my emosie, my denke. Al hierdie dinge sterf ek af
sodat ek kan leef in iets anders, iets nuuts. Daar is nou 'n ander manier van dink, daar is 'n ander manier van doen. Man, ek is 'n ander mens. Ek sien goed op 'n ander manier. My werk is nie nou meer 'n straf nie, maar 'n geleentheid. Wat 'n geleentheid? 'n Geleentheid om vir my gesin te sorg, 'n geleentheid om te bou aan die koninkryk. Dis waarvoor my werk daar is. My werk is daar, dis 'n geleentheid om miskien sal ek iemand raakloop wat Jesus nie ken nie en in my werksplek kan ek met hulle praat oor wie hy is. Ek sien my huis anders. As man, nou dat ek in 'n nuwe lewe is, sien ek dit 'n voorreg om 'n man te wees, nie 'n straf nie. Ek dra die verantwoordelikheid met trots, want ek dra dit nie in my eie krag nie, maar in sy krag. Ek sien die lewe anders wanneer dit by my kinders kom. Want ek sien hier's 'n geleentheid wat ek die ewige bestemming van iemand kan verander. Ek kan daar wees vir hulle. Hulle is nie meer 'n las nie. Want ek leef nie meer uit my vlees uit my genot uit, wat vir my lekker is nie, maar wat sy wil is. Wat doen ons? Hoekom doop ons nog? Handelinge 2:38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Hoekom doop ons? Want ons het 'n opdrag. As jy gaan dan heen, maak disippels en doop hulle. Ons het 'n opdrag. Ek hoop nie ek vertel jou nuwe nuus vanoggend nie. Is 'n opdrag. Die doop het iets geword vanweë die feit dat dit 'n sensitiewe topic geword het. Het dit amper geword asof dit iets is wat die gemiddelde Christen liefs vermy. Want ek gaan mos hemel toe as ek my hart en lewe vir die Here gegee het. En my hart en lewe vir hom gee het noodsaaklik geword en doop het opsioneel geword. Ek wil vanoggend vir jou sê, kerk, kind van God, maak asseblief seker, doop is nie opsioneel nie. Dis nie 'n ternagedagtenis nie. Dis 'n hart wat uitverkoop is aan die Here, wat wil reageer en sê, dis tyd om begrafnis te hou, want iemand is oorlede, en daardie iemand is my ou self. Ek sien ek praat met jou vanoggend, ek is dankbaar. Kom ons haal die doop bietjie uit die kantlyn van ons godsdiens uit. Hy's deel van die hoofstorie. Dis deel van ons wandel saam met die Here. Dis 'n reaksie. So julle het dit. Vereistes, een en een alleen, dat jy in Christus is. Hoe is ek in Christus? Ek het gekies. Ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef nou vir hom. Die doel is om begrawe te word. Ons vier iets. Die doel is ook om gehoorsaam te wees. En dan nou krities belangrik, die lewe na die doop. Man, ek raak nou eers opgewarm in hierdie preek. 1 Petrus hoofstuk 4 sê vir ons die volgende: omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook gewapen met dieselfde gedagte. Bly gou by my. Omdat Christus na die vlees gelei het, wapen jouself met hierdie gedagte. Ek en jy, gewapen met 'n gedagte. Nie die gedagte van sy liefde nie. Nie die gedagte van groot geloof nie. Nee. Die gedagte dat Christus gelei het. Jy sien, daar's iets in die lyding van Christus wat my en jou hart belyn met Vader se hart. Hoeveel keer word ons ontspoor deur lyding of negatiewe goed? Hoeveel keer in ons wandel saam met die Here, wanneer die harde houe van die lewe kom, ontspoor dit ons. Ek wil jou aanmoedig, wanneer dit moeilik is, wanneer alles nie heeltemal sin maak nie, wapen jouself met hierdie gedagte, Christus het ook gelei. Hy sê dat wie na die vlees gelei het, in ander woorde, mense wat hulle self ook ontneem het van sekere goed, opgehou het met die sonde. In ander woorde, daar is sekere goed wat ek nie myself gaan toelaat om te doen nie. En as dit vir my voel soos lyding, dan onthou ek, Christus het ook gelei. En so om die oorige tyd in die vlees, met ander woorde, daar is nog 'n bietjie tyd wat ons moet leef voordat Jesus kom, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God.
En dis die doop. Dis die lewe na die doop. Nie meer my wil nie, maar U wil. Ons moet onsself soms ontsê. Mag ek jou vra? Ek wonder, die tannie is nie nou hier vanmôre nie. En as hy is, dan sien ek haar nou nie vinnig nie. Ek gaan julle nou nie vertel nie, maar kuier in die week by iemand. En hoor net hierdie, hoor die beweging weg van die vlees af na die gees toe. Ruben praat laas Sondag, hy herinner ons om ook getrou te wees in ons 10de. Ek kom in die week by die tannie. Sy sê, pastoor, ek het na kerk bietjie gesit en dink. Pastoor, ek sukkel nog bietjie met die sigarette. Maar toe ek nou kyk, toe sien ek, die geld wat ek op sigarette spandeer, is op die sent gelyk aan my 10de. En ek het net besluit, van vandag af, rook ek nie meer nie, want dis God se geld. En ek gaan dit nie meer langer gebruik om te rook nie. Uit die vlees uit en die gees in. Dis waarvoor die Here ons roep. Dis iets anderster en dis haar storie en haar getuienis. Joune gaan dalk so 'n bietjie anderster klink, maar hoe lyk jou lewe? As jy jou lewe audit, is dit jou lewe van my wil of is dit 'n lewe van sy wil? Hoor wat sê hy in Romeine 8 vers 1. Hy sê daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ons het dit nou uitgesorteer met mekaar. Maar hoe lyk hulle wat in Christus is? Hier is hoe hulle lyk. Vir die wat nie meer na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar's 'n verskil tussen 'n wandel en 'n stappie. Party van ons vat net 'n stappie in die gees, so uur op 'n Sondag. Party van ons vat net 'n stappie in die gees, so af en toe. Nee, hy sê vir die wat wandel volgens die gees. En mag ek jou as Newma gemeente geluk wens. So in my lewe, ek het nou al baie gekerk en gepingsterkerk. En ek wil vir julle sê, dis 'n uitstaande eienskap van hierdie gemeente. Dis wonderlik lekker. Dat waar ek jou raakloop deur die week, ek ook die voorreg het om te ervaar, jy wandel saam met die Here. Is my lekker as ek in die winkel inloop, en ek spits my ore so bietjie, en ek hoor, die naam van die Here word verheerlik oor hierdie klanksysteem. Dis vir my lekker. Dis vir my lekker, jy het nie gesien nie, maar ek het jou gesien, daar in die Spar, toe die klein dogtertjie met die trolley agter in jou hakke vasgery het. Ek het jou gesien. Ek het gesien hoe vinnig jy omgedraai het. Ek kon sien dit was seer. Ek kon sien jy het ook jou tong beteel. Want ons wandel nou deur die gees. Wanneer ons liefhet bo ons kragte, wandel ons deur die gees. Die lewe na die dood is 'n lewe wat ons deur die gees wandel. Kolossense 2:12 en dan gaan ons die ouens doop. Hy sê omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Julle het dit. Die beste wat ek jou doop kan beskryf is begrafnis. As nie 'n beter beskrywing nie, dit is begrafnistyd. En wie is oorlede? Die ou self is oorlede. Sê waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, dis die volgende stap. En deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode uit opgewek het. Net soos wat Christus gesterf het en opgestaan het. Wanneer ons gedoop word, sterf ons. Of ons het reeds gesterf en ons staan ook op as die nuwe mens. Dit is die seremonie wat ons het, omdat ons 'n keuse gemaak het om Jesus te volg. Nou ek het dit so gedink, dat ek graag wil geleentheid gee vir vrae, voordat ons gaan oorgaan. Want ek wil graag hê jy moet geen onduidelikheid, dan moet by jou geen onsekerheid wees oor die doop nie. So kan ek net sien, is hier een of twee ouens wat my iets wou vra oor die doop. Ja, Nicolien. In die Heilige Gees? OK. Goed. OK. So, dit is 'n bietjie van 'n komplekse antwoord. So die
Die Bybelse idee van doop is definitief eenmalig. Okay, so wanneer die Bybel met ons praat oor doop, jy sterf net een keer en daarna gaan dit. En nie elke keer as jy in sonde verval het, is dit nodig om weer gedoop te word nie. Maar dit gesê, is dit ook my ervaring dat baie keer, veral as ouens baie lank teruggedoop is, as kinders, sonder begrip, wat nie weet wat die impak van die doop is nie, dan doop ons ook weer mense. Maar ek wil dit sê, moenie jouself kort laat doop nie. Staan vas in die wete dat jy gered is. Staan vas in die wete dat sy genade vir jou genoeg is. Wandel saam met hom in die doop. Dit is nie nodig om elke 6 maande gedoop te word. So, en so, julle is met my. Okay, ek hoop dit maak vir jou sin. So, ek sê nie heeltemal nee nie. Maar as iemand reeds gedoop is, dan ek gaan gewoonlik drink ons net eers 'n koffie saam en ek vra net, so ek vertel my die storie van die eerste keer. En as ek kan hoor daar's regtig behoefte en veral ouens wat ek al gedoop het, is gedoop toe hulle 5 jaar oud was. Nou ek kan nie heeltemal verstaan as tiener het ek begrip. Jy verstaan daarom al, maar jy is met my. Okay. Maar die Bybelse idee van doop is 'n eenmalige doop. Dit wat die Bybel vir ons leer is een keer jy sterf vir jouself en van daar af wandel jy saam met Christus. Okay. Nou ek wil net 'n opmerking maak. Doping in die Heilige Gees. Nou, ons gebruik daardie woord want dis die woord wat die Bybel gebruik. Maar dit het niks met hierdie doop te doen en die water nie. Dit is wanneer iemand die Heilige Gees ontvang. Dit is 'n lang gesprek, so kyk uit vir my maand. So my maand is dit Pinkstertyd. En dan gaan ons in detail presies mooi ek gaan jou mooi verduidelik. Hoe werk die doping in die Heilige Gees? Ek wil jou reeds sê, merk dit in jou kalender. Ek sê nou my maand, hierdie jaar sin is eintlik laat, hy's eers in Junie maand. Ons gaan lekker kerk hou, ons gaan lekker Pinksterdienste hou. Maar die doping met die Heilige Gees is nie dieselfde as die doop met water nie. Okay. Is daar nog iemand? Is julle gemaklik?